Dit is so fantasties om net saam met medegelowiges te kan staan en te weet dat hierdie Jesus wat ons dien, is die waarheid. Alles oor hom is die waarheid. En as jy sê jy is 'n volgeling van Jesus, dan beteken dit jy is in daai selfde waarheid. Ek gaan 'n hele paar skrifgedeeltes gebruik vandag en Here is my so absoluut fantasties gewees toe ek voorberei het. Laas Sondag aand, ons krag was afgewees, ons internet was afgewees en ek het vir Rita gesê, joh, ek moet begin voorberei, want ons het Vrydag het ons by 'n ander gemeente gaan bedien en ons bedien vandag hier, wat gaan ek maak? En die volgende oomblik, toe gee die Heilige Gees self die boodskap. So ek gaan nie vir jou 'n nuwe boodskap gee vanmôre nie. Ek gee vir jou 'n eeueoue boodskap. Maar die vraag wat ek vanmôre vir jou wil vra, is jy, nadat jy nou weet dat Jesus opgestaan het uit daai graf uit, hy is nie meer in die graf nie, is jy doelbewus besig om reg te maak vir jou plek in die ewigheid? Is jy elke dag doelbewus besig om reg te maak vir jou ontmoeting met Jesus? Lukas 22 vers 8. Jesus, hy praat met Johannes en met Petrus en hy sê vir hulle, gaan maak vir ons die Paasete gereed, sodat ons dit kan eet. Gaan maak vir ons die ete reg, sodat ons dit met mekaar kan deel. En as jy Lukas 22 verder lees, dan sien jy, dit is waar Jesus saam met hulle geëet het, aan tafel gesit het. Maar daar's sulke kosbare goed wat uitkom. Jesus, toe hulle daar almal by mekaar is, toe sê hy vir hulle, ek het so uitgesien daarna om hierdie ete saam met julle te eet, voordat ek moet gaan ly. Ek het uitgesien daarna om tyd met julle te spandeer. Ek het uitgesien daarna om elkeen van julle te sien. Maar hy het ook vir hulle gesê, hierdie is die laaste keer dat ek nou saam met julle eet. Want die Paasfees sal ek eers weer eet, wanneer die koninkryk kom. Hy sê vir jou en vir my vanmôre, dis awesome om nou saam met jou te wees vanoggend, maar ek gaan iets voorberei. Ek gaan hemel toe gaan om te gaan voorberei en ek gaan 'n ander ete voorberei. En my vraag vir jou weer vanmôre is jy besig om toe voor te berei vir daai maaltyd? Is jy besig om voor te berei om Jesus te gaan ontmoet? Jesus deel brood uit, hy deel die wyn met sy apostels. En hy sê vir hulle, hier is my liggaam, hier is my bloed. Herdenk dit. Herdenk dit, herdenk my. Onthou my. Onthou wat ek vir julle gedoen het. Nie waarmee ek het gedoen het nie. Nie wanneer ek het gedoen het nie. Onthou wat ek vir julle gedoen het. Waarvan praat Jesus hier? Waarvan praat hy? Onthou wat ek vir julle gedoen het. Ja, ons weet, ons gaan Sondagskool toe en ons hoor preke aan mekaar oor wat Jesus vir ons fisies gedoen het. Hy's geslaan, hy's gemartel. Hulle het hom met 'n sweep geslaan, hulle het sy baard uitgetrek. Hulle het hom daar aan 'n stuk hout vasgekap. En aan hy kruis gehang tot hy dood is. Ons weet, dit is die fisiese goed wat die mense met hom gedoen het. Maar wat is dit wat hy kom sê? Hy deel dit met ons. Hy sê hierso, ek gee vir julle hierdie goed. Paulus, hy herhaal dit. Hy sê, onthou wat het Jesus vir julle gesê? Hy sê, herdenk dit. En dan sê hy 'n belangrike ding, maar moenie onthou op 'n onwaardige manier nie. Moenie onthou op jou menslike gedagtes nie, want daar's 'n baie dieper ding, baie dieper.
Ek wil vanmôre dit met jou deel. Jesus is die waarheid. Dis die waarheid wat daar aan daai kruis gehang het. Dis die waarheid wat uitgestap het uit daai graf uit. Dis die waarheid wat hemel toe is. Johannes 14 vers 6 sê Jesus daar: Ek is die weg. Ek is die waarheid. Ek is die lewe. Jesus het dit nie sommer net gesê om 'n teaching te gee vir sy apostels nie. Daar's 'n ongelooflike dieper betekenis in oor hoekom hy dit gesê het. Daar's 'n klomp ander ek is sinne wat hy ook gesê het, maar hierdie een, ek wil vanmôre vir jou sê, jy moet hierdie vers vashou, want dis jou lewenslyn na jou ewigheid toe. Kom ons kyk waar begin dit. Jy terugvat na die Ou Testament toe. Jesaja 43. Dis 'n lekker versie wat ons met mekaar deel. Ons gebruik. Wie het nog nooit Jesaja 43 so kyk ek maak iets nuuts. Dit nog nooit gelees of dit self gebruik in jou eie situasie nie. Maar as dit sleg gaan met ons, dan gaan bid ons sê Here onthou jy het gesê maak iets nuuts. Jesaja 43. Ek maak iets nuuts. Kyk, dis al klap besig om te gebeur. Kan jy dit al sien? Kan jy al dit insien vir jouself? Daar's iets besig om te gebeur. Ek maak 'n pad. Ek maak 'n weg in die woestyn. Ek gee water. Ek maak 'n weg en ek bring water. En dis waar hierdie hele geheimenis rondom Jesus wat kom sê, ek is die weg. Ek is die waarheid. Ek is die lewe. Want daai weg wat God maak, is nie 'n weg na 'n gemakliker lewe nie. Dis nie 'n weg van allerlei nonsens in jou lewe nie. Dis iets niets. En weet julle, hierdie is so profeties ook op hierdie gemeente, want die Here is besig om iets nuuts te doen. Ek wil vir jou vra vanmôre, kan jy al 'n prentjie in jou kop hê oor hoe hierdie gemeente Kersfees gaan lyk? Kan jy al sien hoe gaan hierdie gemeente Kersfees lyk? Jesus, ek is die weg. Ek is die weg. Jesus leer sy disippels, hy leer ons, ek is die weg, die waarheid en die lewe, maar niemand gaan as hy nie deur my gaan jy nie terug na die Vader toe nie. Die Vader maak 'n weg vir ons terug na hom toe. Hy maak 'n weg terug na hom toe. Jesus, hy hang aan daai kruis. Vir jou. Van my. En dit wat die mens aan hom gedoen het, is niks teen wat God uiteindelik met hom doen nie, want hy gaan bid daar in die tuin en hy is doodsbenoud. Hy het soveel angs in hom, want hy weet wat God se wraak op sonde is. Hy weet wat God se wraak is wat eintlik op jou en my uitgegiet moes gewees het. Maar Jesus gaan hang aan daai kruis. Dit word donker, want God maak vir Jesus sonde. As hy nie vir Jesus sonde gemaak het nie, kon hy nie vir Jesus gestraf het nie. Hy duisternis breek. Jesus sê dit is volbring. Die duisternis van 'n ewige sonde is gebreek deur Jesus wat God se wraak, se straf op hom gevat het. Daar waar jy en ek moes gehang het. Daar waar ek en jy voor God moes gewees het. Jesus sê ek het dors. Ek het dors. My God, maak water in die woestyn. Ek dors na daai water. Jesus sterf. En daar kom 'n soldaat. En julle moet hierdie gaan lees. Gaan lees weer Lukas 22.
Daai soldaat kom. Hy druk 'n spies in Jesus se sy. En wat gebeur daar? Die medisyne sal vir jou sê as iemand doodgaan, is daar bloed en water. Jesus het gesê, ek gee my bloed om julle skoon te was. Ek gee vir julle die ewige water. En daar, aan daai kruis, toe daai spies uittrek uit Jesus se sy uit, toe manifesteer die waarheid van Christus daar aan daai kruis. Toe is daar 'n fisiese teken van die bloed wat vir jou vloei. Daar's 'n fisiese teken van die water, die ewige water wat begin vloei. Daai soldaat, hy sien hierdie goed en hy weet dat Jesus is die waarheid. Daar aan die kruis, maar was hy ons skoon? Daar aan die kruis word hy die waarheid. Maak 'n nuwe weg. Ek gee nuwe water. Aan die kruis begin. Jesus, by een van die groot feeste, praat hy met sy disippels en hy praat met die mense wat daar is. Jesus gesels met die mense daar en hy sê, julle wat aan my glo, strome van lewende water gaan uit julle uitvloei. Glo in my, strome van lewende water gaan uit julle uitvloei. En dit het hy gesê vir die mense wat tot bekering gaan kom, hom gaan volg. Strome van lewende water sal uit hulle uitvloei. In Johannes 20 vers 21 kom Jesus by die disippels en hy sê vrede vir julle. En hy blaas op hulle en hulle ontvang die Heilige Gees, hulle ontvang die lewende water. En dit wat hy hier gesê het, dit wat hy gesê het voor sy dood, dit kom gebeur nou fisies hier waar Jesus aan die kruis doodhang. Die teken van die bloed, die teken van die water. Het jy al by 'n plek gekom waar jy hierdie water begin drink het? Is jy besig om so reg te maak vir Jesus se terugkom, dat daar strome van lewende water uit jou uitvloei? Waarmee is jy besig? Jesus sê vir hulle, vir sy disippels, toe hulle die Heilige Gees daar ontvang. Onthou wat hulle daar ontvang het. Die Heilige Gees wat hulle daar ontvang het, is binne in jou. En dit is wanneer jy tot bekering kom, dat die Heilige Gees in jou ingaan. Daai ontvang van die Heilige Gees is om jou binneste skoon te maak. Dis vir jou as 'n individu om getransformeer te word deur die Heilige Gees. Om skoon gemaak te word, om op 'n nuwe weg gebring te word. Maar Jesus sê vir hulle, wag totdat julle gedoop word met die Heilige Gees. En ons weet wat het gebeur 10 dae na Jesus hemel toe gegaan het. As die uitstorting van die Heilige Gees. Hoe dit gebeur? Hulle was eendragtig saam besig om te bid. Almal van hulle wat in daai vertrek was, en dit was meer as net die 12 apostels gewees. Hulle het in eenheid gebid oor dit wat God gesê het gaan gebeur. Dit wat Jesus gesê het gaan gebeur. Gaan wag totdat jy gedoop word met die Heilige Gees. Ek vra die vraag vanmôre. Is ons bereid om in eenheid aan mekaar voor die Here te wees vir God se plan wat moet oopgaan vir hierdie gemeente? Is ons bereid om van ons tyd neer te lê? Is ons bereid om dinge weg te skuif sodat ons in daai plek kan kom waar ons kan bid? Dat jy eerstens in jou huisgesin
saam met jou huismense kan bid vir God se plan oor jou gesin, maar wanneer jou gesin hiernatoe kom, dat ons as gesinne saam kan bid vir dit wat God wil oopmaak. Hulle was by mekaar in die vertrek, saam gebid. Toe word die Heilige Gees uitgestort. En daar was 'n reaksie gewees van die mense buitekant toe. Daar was 'n reaksie. Hy het gesê, kyk hierdie klomp dronk ouens. Kom ek vertel gou vir jou dan. Die mense het ook gesê, maar ons hoor hulle dan nou praat in ons eie taal. As twee goed wat gebeur het. As ek hier sou nou met julle gaan begin Zulu praat. Sabona, Kunjani. Dan gaan julle, juffrou, Tinus is alright, hy praat nog Zulu ook. Maar as jy nie weet van die spreekentale nie, en ek sê, Kiramondro Sokorobo Shetekia, Kese Trende Terese. Dan gaan julle dink ek is dronk. Maar Petrus sê vir hulle, die mense is nie dronk nie. Wat julle hier sien, is die belofte. Joel het dit uitgespreek, maar God het dit al klaar in Jesaja 43, het hy gesê, ek gaan nou 'n rivier maak. Ek gaan 'n rivier maak. Die Heilige Gees word uitgestort. Die Heilige Gees is die rivier wat deur ons vloei na buite toe. Wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees, is dit die deel wat die Heilige Gees dan buite toe werk met jou. By bekering werk hy met jou. Hier, by die dooping van die Heilige Gees, kom rus hy jou toe om jou werk te kan doen wat hy jou voorgeroep het in die koninkryk. Hy wil hê jy moet besig wees in die koninkryk. Ek wil jou weer vra vanmôre. Ons praat die hele tyd, ons het nou nagmaal gebruik. Wie het opgestaan uit daai graf? Wie het opgestaan uit die graf? Jesus Christus het opgestaan hy het uit daai graf uitgeloop. Dit was pikdonker in daai graf. Die engel rol daai klip weg en die lig kom in daai duisternis in. Dis wat Johannes van praat. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kan dit nie vernietig nie. Die lig kom in en Jesus, die lig van die wêreld, stap uit daai graf uit, terug in die wêreld in om verandering te bring. Om 'n geestelike verandering te bring, want hy het sy apostels toegerus, sy disippels toegerus. Hy het hulle die opdrag gegee. Maak disippels. Maak disippels. Ek vra vanmôre vir jou. Hoe het jy 'n disipel geword? Hoe het jy 'n disipel geword? Ek kyk na daai horlosie want ek is laas gesê dat hy 'n halfuur te lank gepreek. Was lekker. Geniet om die boodskap vir julle te bring. Ek vra vir jou, hoe het jy tot bekering gekom? Jy sien maar die woord. Die woord sê net een manier. Jy begin deur uit die graf uit te loop. En as jy vanmôre nog in daai graf sit, dan wil ek vir jou sê, is tyd om op te staan en uit te loop in die lig van Christus in. En dan gaan doen wat hy vir jou gesê het om te doen. Want ons sit in die duisternis van die graf, wanneer ons besig is met goed, wat ons nie meer besig moet wees nie. Wanneer ons doelbewus die opdragte wat Jesus vir ons gegee het, sê luister, Here, ek het gehoor, hy het gesê, jy moet almal lief hê, maar ek gaan nie almal lief hê nie. Here, hierdie dingetjie, wat net ek en u van weet, dis nou maar ons gehempie, maar ek gaan dit nie nou los nie. Jy sien, jy moet 'n totale oorgawe maak. Ek gaan die Engelse woord is vir my so, dis amper asof dit, nou toe hulle hier, daai houtkruis, maar die dromme wat so slaan. Ek hoor die dromme vanmôre. Repent.
Repent. Repent. Wat beteken dit? Ek moet op my maag gaan lê voor die Here en huil. Wat ek verkeerd gedoen het. Nie 'n vinnige sondaarsgebedjie opsê, ag Here, ek is so jammer hieroor. Nou, hier gaan ek nou maar weer op my nuwe lewe. Jy moet by 'n plek uitkom waar jy waaragtig waar dit uitskree uit jou binneste uit oor hoe jammer jy is oor wat jy in jou lewe gedoen het. Want weet jy het dit nie teen mense gedoen het nie. Jy het dit nie teen jouself gedoen het nie. Jy het dit teen Jesus Christus gedoen. Want hy het op die kruis God se verskriklike wraak teen sonde het hy klaar gemaak. Is klaar. Hy het gesê dit is klaar. So hoekom wil jy dan nou nog met verkeerde goed in jou lewe leef? Jy moet. Wat sê Jesus? Jesus, baie mense gesê, volg my, klomp keer. Maar wat sê Petrus vir daai mense daar sit met die uitstorting van die Heilige Gees? Kom tot bekering, repent. En laat jou doop. Dit loop hand aan hand. Bekering, doop, wys vir die wêreld. Want dit is 'n sigbare teken, ek was my af van die sonde. Want dan kom die belangrikste wat nooit gepreek word nie, en dit word nie meer gepreek nie, ek hoor dit omtrent nooit. Volg my, volg vir Jesus. Want daai oomblik, as jy wegdraai van die sonde af, dan begin jou pad om voor te berei vir die dag wanneer jy vir Jesus gaan ontmoet. Die skoonmaak, die wegdraai van sonde af, die wegdraai van verkeerde dinge af, die Heilige Gees toelaat om jou 'n nuwe mens te maak, dan begin jy jou pad loop na ewigheid saam met God. Jy maak klaar in die oggend om te gaan werk. Jy trek klere aan, jy doen dit, jy doen dat. Ek vra weer vir jou die vraag. My boetie en my sussie. Is jy doelbewus besig om klaar te maak vir Jesus se terugkom? Is jy doelbewus besig om klaar te maak vir daai maaltyd wat hy nou gaan voorberei het? Petrus, Johannes, berei vir ons iets voor. Jesus sê, ek gaan terug na my Vader toe. Julle kan nie nou saam gaan nie, maar julle sal eendag daar wees, want ek gaan vir julle 'n plek voorberei. En Jesus is besig om daai Paasete voor te berei. Gaan jy een wees wat saam met hom daar aan daai tafel gaan sit? Ek sluit af met Sagaria 14. Dis 'n fantastiese hoofstuk in die Bybel hierdie, gaan lees dit. Ons lees die water, die strome. Openbaring sê vir ons, daai stroom gaan uiteindelik so wees, daar gaan 12 bome wees, daar gaan vrug wees. Is daar vrug uit die lewende water wat uit jou uitvloei en moet vloei? Is daar vrug in jou lewe? Is daar vrug? Sagaria 14. Jesus gaan terugkom. Hy gaan op die Olyfberg staan. En die Olyfberg gaan in 2 skeer. Die kant toe en daai kant toe. En dan sê dit ook weer, die stroom, die lewende waterstroom gaan vanuit Jerusalem uitvloei. Jesus kom terug. Jesus kom terug. Ek wil een van die verse vir julle lees. Hy sê, en dit sal 'n onbekende, fantastiese dag wees. Geen dag en geen nag nie. Met ander woorde, ons gaan nie die son en die maan sien nie. Maar teen die aand sal dit lig wees. Weer daai selfde beginsel. Jesus kom op die toneel en die duisternis gee pad. Die duisternis gee pad. En dan vers 9. En die Here sal koning wees oor die hele aarde. In die dag sal die Here een wees. En sy naam sal een wees. Wat 'n
fantastiese vooruitsig dat ek en jy gaan in die teenwoordigheid van God wees, die drie-eenheid, nie waar ons nou verstaan van 'n Vader, 'n verstaan van Jesus en verstaan van die Heilige Gees nie. Ons gaan verstaan oor die drie-eenheid van God. Dit sê vir ons in sy woord, daar kom 'n dag wanneer hy terugkom. Hy gaan een. Hy's een en ons gaan hom beleef as een. Ek wil jy moet gou jou oë toemaak. En ek wil jy moet sien, hoe sit Jesus op daai regterstoel. Want dis wat hy gaan kom, as hy terugkom, as hy ons regter. En jy gaan aanstap na hom toe. Jy gaan na daai troon toe aanstap, en jy gaan die klank van mense se sê goed in jou ore hoor. Jy gaan dit nie maak nie. Wie is jy? Wie is jy? Dit en dit, al die aanklagte gaan in jou ore wees en jy gaan dink, Here, gaan U my vergewe? En dan sien jy net in hierdie gees hoe Jesus afhardloop van daai troon af na jou toe om jou te gaan oordeel. En daai oordeel oor jou. Jy is hier. Jy's hier. Ek het so uitgesien daarna om jou by my te hê. Jy het gekom om saam met my ete te eet. Jy het gekom om vir altyd by my te wees. Hierdie Jesus wag vir jou. Hy's gereed vir jou. Hy verlang. Hy het sy lewe vir jou gegee. Al wat jy moet besluit vanmôre. Wil jy hom jou wegmaak? Wil jy hom jou waarheid maak? En wil jy hom jou lewe maak? Want as dit die besluit van jou hart is dit die begin van 'n nuwe verhouding met hom. Jy het dalk 'n baie mooi verhouding met hom. God sê, ek kom maak iets nuuts. Die graf is leeg. Jesus is nie meer in die graf nie. Jesus is nie meer aan die kruis nie, maar die kruis is 'n werklikheid. Die graf is 'n werklikheid. Maar Jesus is die waarheid wat vandag vir jou kom sê, ek verlang na jou. Ek verlang na jou. Here, vanoggend wil ons net weer ons harte oopmaak. En ons weet as goed wat ons verkeerd doen en ons sukkel daarmee. Maar ek vra vanmôre, Heilige Gees, dat U net met U wind nou invloei in hierdie plek. Dat U kom skoonwaai, dat die vuur van die Heilige Gees hierdie plek sal oorneem. Here, want ons kom vanmôre na U toe en ons kom sê, Here, hier is ons. Gebruik ons in die koninkryk, maar Heilige Gees, help ons om elke dag doelbewus reg te maak vir die dag wanneer ons voor Jesus gaan staan, vir die dag wanneer ons voor Vader staan. Here, want ons, net soos wat U verlang na ons, verlang ons vanmôre net na U kosbare teenwoordigheid. Ons verlang vanoggend, Here, om U te kan sien, om die bonatuurlike van U teenwoordigheid te kan ervaar, om in die bonatuurlike te kan beweeg. Here, en ek vra vir 'n nuwe kraguitstorting oor hierdie gemeente, oor elke individu wat hier sit. Here, ons weet, U is klaar uitgestort, Heilige Gees, maar ons het die krag nodig. Ons het nuwe krag nodig. Ek vra vanmôre, Vader, maak 'n nuwe pad. Maak 'n nuwe opening. Want hy sê vir ons in Openbaring 3,
Ek stel vanoggend voor julle as gemeente 'n oop deur wat niemand kan toemaak nie. En dis 'n deur om in volheid terug te keer na 'n verhouding met Jesus en met Vader en met die Heilige Gees. Stap deur daai deur. Stap in die nuut in. Here, ons sal U volg, want ons noem onsself seuns en dogters van die Allerhoogste God. Ons noem onsself volgelinge van Jesus. Heilige Gees, dat hierdie woorde wat ons sê, waarheid word in Christus, wie ons waarheid is. Here, ons loof U, ons prys U. Jesus, vanmôre kniel ons net voor U. Ons buig voor U en ons skree uit saam met die engele in die hemel. Heilig is Jesus, heilig is Jesus, heilig is Jesus. Jesus, U is ons koning. U is ons geneesheer. Kom genees. Kom genees. Here, ons staan nou voor U vir U volle genesing. Dit wat U in die kruis vir ons gegee het, kom aanvaar ons vanmôre. Ons sê dankie Here dat U in ons plek God se straf ons sonde gevat het. En dat ons vanmôre kan 'n verklaring maak in die wêreld. Ek is vry omdat Jesus my vrygekoop het. En ek sal stap in die weg van die Here, in die waarheid van die Here en lewe vir ewig. In die naam van ons wonderlike Jesus. Amen.